Okay, so waar ons praat vandag is ons gaan gesels oor hoe 'n mens eintlik as jy nie die opdragte in die Nuwe Testament lekker verstaan nie of jy weet nie lekker hoe om daarna te kyk nie, dan kan jy baie keer daarna kyk met 'n law mindset. So jy kan opdragte lees soos waar Jesus sê byvoorbeeld, julle moet lief hê soos wat ek lief het. Jy kan daai opdrag lees en dan voel jy daar's 'n wet wat op jou kom, 'n reël wat op jou kom wat jy nou moet probeer handhaaf en dan voel jy as jy 'n law mindset het, gaan dit outomaties beteken dat jy gaan veroordeeld voel, jy gaan condemnation voel, jy gaan voel ek is nie goed genoeg nie. Ek maak dit nie. Ek bereik nie daai standaard nie, want jy het 'n law mindset. Of as jy lees in die Bybel en dit praat van dit sê jy moet vergewe soos wat Christus vergewe het. Miskien sukkel jy om te vergewe, so onmiddellik as jy dit lees, het jy 'n ding wat van veroordeling, wat jy voel ek kan nie vergewe soos wat Jesus vergewe het nie, soos law mindset, onmiddellik as jy 'n law mindset het, dan gaan daai condemnation, daai veroordeling gaan inkom, jy gaan dit voel, jy gaan selfs, as jou law mindset baie sterk is, gaan jy selfs vrees voel amper vir die Here, want jy gaan voel, jy weet, jy gaan amper, en baie subtiel kan jy amper ver voel van die Here, omdat jy nou nie die wet onderhou wat jy sê, of die opdrag wat jy nou net gelees het nie. En die rede hoekom dit gebeur is omdat jy het 'n law mindset, so jy lees hierdie opdragte, en daar's verskeie opdragte. Daar's opdragte soos die man moet sy vrou lief hê, soos wat Christus die kerk lief gehad het. Daar's opdragte soos die vrou moet respek hê vir die man. Dis alles opdragte wat jy kan lees, en as jy 'n law mindset het, sal dit onmiddellik jou lewe vul met condemnation, jou lewe vul met vrees eintlik vir die Here, waar die oomblik as jy verstaan, dit gaan nie oor 'n law mindset nie, maar dit gaan oor genade. Jy's nie meer onder die wet nie, sê Paulus, jy's onder genade. Die oomblik as jy dit verstaan, en jy begin kyk na hierdie opdragte, dan begin jy sien, wow, dis eintlik nogal exciting hierdie opdragte, en die rede hoekom dit exciting is dat hierdie opdragte wat vir ons gegee word, nadat Jesus gesterf het aan die kruis, en opgestaan het uit die dood uit, is eintlik opdragte wat sê, dis Jesus wat kom en hy sê, hierdie is my wil, ek wil hê julle moet lief hê, soos wat ek lief het, en nou kyk jy met 'n genade mindset hierna, en dan sê jy, okay, so hierdie is wat ek kan doen, as gevolg van die krag van die Heilige Gees. So dit is nie wat jy moet doen nie, want onthou jou saak met God is klaar reg, daar's klaar vrede tussen jou en God. Dit gaan nie oor wat jy moet doen nou meer nie, dit gaan oor wat jy kan doen. Ewe skielik, sê Jesus, hierdie is my wil, jy moet lief hê soos wat ek lief het, dit is my wil. En die goeie nuus is ek en jy kan nou lief hê soos wat Jesus lief het, want ons het die Gees van God. As hy sê vergewe, soos Paulus skryf, hy sê vergewe soos wat Jesus jou vergewe het, dan is dit eintlik goeie nuus, want dit sê, dis wat ek nou kan doen, ek het nou die vermoë om te kan vergewe soos wat Jesus vergewe het. So, dit is nie wat jy moet doen nie, dit is wat jy kan doen, ewe skielik, omdat jy gered is. So as jy met genade hierna kyk, vanuit genade, sal jy ewe skielik sien, daar's geen veroordeling nie, daar's geen vrees nie, dit is nou net soos, wat is dit wat ek nou kan doen? Is dit die potensiaal wat ek nou het, met die Gees se krag? En toe ek en Lizzie hieroor praat, sy het 'n mooi beeld gebruik van die boemelaar. Dit het eintlik te doen met jou identiteit. So as jy dink oor, kom ons sê, jy's 'n boemelaar, jy bly op die straat, jy het nie 'n huis om te bly nie, jou klere is stikkend en vuil, jy eet kos uit die dromme uit, en in jou wêreld is jy 'n boemelaar, en dan kom iemand en hulle sê, nee, jy is 'n koningskind, en hier is jou paleis, hier is jou kaste met klere, hier is al die kos wat jy kan eet, dis alles joune, dis wat jy nou kan eet, dis waar jy nou kan bly, dis wat jy nou kan aantrek. En as hierdie boemelaar dit nie glo nie, dan sê hy soos, baie dankie, en dan eet hy nog steeds uit die drom uit. En hy trek nog steeds sy ou klere aan. Maar dit gaan vir hom baie moeilik wees, om van die straat af te kom, in te trek, ewe skielik nuwe kos te eet, nuwe klere aan te trek, want sy identiteit is, ek is 'n boemelaar, en nou moet hy dit shift na, ek is nie 'n boemelaar nie, ek is 'n koningskind. En dis kom ons die gospel oor en oor moet hoor, want geleidelik begin daai shift in jou mind plaasvind, jou mind renewal begin plaasvind, en jy begin al meer besef, hierdie opdragte is soos wanneer iemand vir jou kom en sê,
Moenie die ou kos uit die drom uit eet nie. Kom eet hierdie lekker kos wat voorberei is vir jou deur al die kokke. Moenie daai ou klere aantrek nie. Moenie daai sonde doen nie. Kom leef in die liefde, kom trek hierdie mooi klere aan. Moenie daar op die straat bly nie. Moenie daai gedrag doen wat jy nou mee doen nie. Daar's nuwe gedrag wat jy kan doen, omdat die Gees van God by jou is. So ek lees gou vir jou Hebreërs 13. Ek gaan sommer vanaf vers 20 af lees. Dit sê so. Ek moet net gou hier kry. Hebreërs 13, ek gaan vanaf vers 20 af sommer lees. Dit sê so: God wat vrede gee, het ons Here Jesus, wat deur die bloed van die ewige verbond die groot herder van sy kudde is, uit die dood teruggebring. En dan vers 21 sê: mag die God julle toerus met alles wat goed is, sodat julle sy wil kan doen. Mag hy deur Jesus Christus in ons tot stand bring wat vir hom aanneemlik is. Aan hom behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. So omdat ons die Gees het, kan ons nou dinge doen wat ons voorheen nie kon doen nie. En 'n laaste skrifgedeelte wat ek sommer net gou met julle wil deel is Filippense 2:13, wat aansluit by wat ons nou net in Hebreërs gelees het. Dit sê so: want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. So hier sien ons al hierdie opdragte in die Nuwe Testament. Ons moenie na dit kyk met 'n law mindset van hierdie is al die wette wat ons moet gehoorsaam, anders te gaan God kwaad wees of ons straf nie. Ons moet daarna kyk vanuit genade en sê hierdie is wat ek nou kan doen. My saak met God is reg, as vrede tussen my en God, ek is gered, maar hierdie is alles wat ek nou kan doen omdat die Gees van God by my is.